elkeen van u, welkom in die huis van die Here. Al is dit onder sulke hartseer omstandighede waar ons vandag dan ook afskeid neem van 'n geliefde broer. Aan die naby familie, dan die baie kinders, kleinkinders, ons wil maar net weer ons innige simpatie en meegevoel met julle betuig. Mag die Here vir julle krag gee op hierdie dag, maar ook elke dag wat voor lê. Ag geliefdes, ons is in vreemde omstandighede. Kom ons kom maar die reëls na die protokol. Ek dink ons is ook uit verskillende rigtings vandag hier en daarom my pleidooi, as dit vir u moontlik is, sit maar die masker op, al is dit dan nou nie vir uself nie, maar vir die mense rondom u. Baie dankie vir u samewerking, ook daar by die deur. Ek waardeer dit, ek dink dit is die verantwoordelike ding om te doen. Terwyl ons so sit, en dit is ons nou deel van die protokol, gaan ons na 'n lied luister wat gespeel gaan word deur die orgeliste. Hierdie lied, pragtig, die 530, wat 1 Korintiërs 13 se boodskap saamvat. Die 530 gaan gespeel word, volg dit maar die woorde in die pamflet wat vir u gegee is. Ag, niks keer ons natuurlik om te neurie nie, saam te neurie nie. Maar kom ons bly net so sit en dan luister ons na die 530. Wil u hulle versterk en vertroos op hierdie dag, maar ook elke dag wat voor lê.
Wil U vir hulle die krag en die genade gee om hierdie pad te kan loop, wat nie maklik is nie, Here. Wees U ook hulle hoop. Stort U liefde en genade mildelik in hulle lewens uit. Want Here, die finaliteit om afskeid te neem by 'n geleentheid soos hierdie kan ons nie uit eie krag uit doen nie, maar alleen maar met die krag wat U vir ons gee. Here, gee vir ons elkeen die vermoë, hulle wat hier is en hulle wat nie hier kan wees nie, of hulle wat dalk na die diens luister oor die internet. Ja, Here, gee vir elkeen die vermoë om ons oë op te slaan, dat ons nie sal afkyk na 'n graf nie, maar sal opkyk na die hemel waar die lewende Here is, en sy kinders saam met hom is. Here, vul U vanmôre daardie gemis, daardie leegheid met U liefde en die genade, Here, veral ook as ons juis uit die woord uit lees oor die onderwerp van liefde. Ons vra en ons ontvang dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Geliefdes, ek gaan die woord van die Here lees en dan gaan ons luister na die 518 wat miskien so ietsie sê van mense gevoel by 'n geleentheid soos hierdie. 1 Korintiërs 13, die opskrif is die liefde. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbool geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om werke te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek maar gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie, die grootste hiervan, die liefde. Tot sover die voorlesing uit die woord van die Here. Terwyl ons so sit, kom ons luister nou na die 518.
En nou geloof, hoop en liefde bly hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Broers en susters, die lewe is vol eerstes en enigstes. Elkeen van ons het een geboorte, een lewe, een sterwe, een begrafnis. Hierdie een begrafnis, waar ons afskeid neem, is 'n belangrike, baie belangrike, enigste in ons lewens. En vanmôre is ons hier by mekaar om daardie enigste van oom Johnny uiteindelik saam te vier en die pad te loop. Dis nie 'n maklike pad nie, want saam met hierdie enigstes gaan dit daaroor dat ons alleen daardie pad loop. Ons is letterlik die enigste een. Maar soos oom Johnny was, het hy ook vooruit gedink. En het hy met die barke aan die kinders voor die tyd ook oor hierdie enigste gepraat van sy lewe, hierdie diens. En het oom Johnny dit vir ons maklik gemaak. Want wat sê 'n mens nou by 'n belangrike geleentheid soos die? Oom Johnny het gekies wat ons gaan sê, naamlik 1 Korintiërs 13. Kom ons kyk 'n bietjie of ons kan agterkom hoekom hy hierdie teksgedeelte wat oor liefde handel gekies het om by hierdie belangrike geleentheid dit voorgelees te word en oordink te word. Nou die se eerste gedagte is 1 Korintiërs 13 gaan oor liefde, en dit is reg so. Maar om regtig die rykwyte van hierdie teksgedeelte van oom Johnny se keuse dan te besef, moet 'n mens hierdie gedeelte mooi lees. En wanneer jy dit doen, dan kom jy agter hierdie gedeelte wil eintlik vir ons sê die lewe gaan oor 3 dinge. 3 belangrike dinge. Hierdie 3 dinge beskryf eintlik die leefstyl, die leefwyse van 'n gelowige mens. Daardie 3 dinge word in ons teksvers, vers 13, vir ons mooi uitgelig. Geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, die grootste hiervan is die liefde. Kom ons kyk 'n bietjie dan na hierdie 3 dinge en onthou ons soek na antwoord. Hoekom sou oom Johnny wou gehad het dat ons by die geleentheid oor hierdie dinge moet praat? Geloof. Geloof weet ons mos nou, sê die Here vir ons ook in sy woord, Hebreërs 11:1, is om te glo in die dinge wat ons nie sien, vashou aan die Here en sy woord. Geloof is daardie ding wat aan die gelowige se lewe betekenis gee. Hoe doen hy dit? Geloof vertel vir ons dat ons 'n redder het. En dis juist geloof om aan hierdie redder vas te hou. Geloof loop saam met vergifnis. Want wanneer ons verkeerd doen, kan ons altyd na ons redder toe teruggaan en vergifnis by hom kry. Geloof gee vir ons 'n toekoms. Dit maak vir ons alles die moeite werd. Ja, geloof is
om ons hele lewe aan die Here oor te gee, hom te vertrou, ons lewe in sy hande te plaas, om volkome te vertrou, vir die lewe hier en nou. Daarom is geloof so geweldig belangrik, sê die woord vanmôre vir ons. Oom Johnny, het hy geloof gehad? Ja, hoe weet ek dit? Hy het dit gesê. Ek het dit gesien, hy was in die kerk en hy was by sy huis gelowig. Hy het sy kinders gelowig groot gemaak, sy kleinkinders, hy en sy vrou. Dit was nog een van die handelinge van die laastes, dat hy vir sy familie kon bid. So die eerste van hierdie 3 belangrike dinge geloof. Maar dan gaan ons oor na die volgende een toe en dis hoop. Miskien so 'n bietjie verrassing, want 'n pilaar gebou op hoop, Christelike lewe gebou uit hoop. Miskien is dit vir ons 'n verrassing omdat ons in hoop dink in terme van wêreldse hoop, wat eintlik beteken miskien. Ons hoop maar dit sal gebeur, miskien sal dit gebeur. Nee, die Bybelse hoop beteken iets anders. Die Bybelse hoop sê vir ons iets van 'n sekerheid. Die Bybelse hoop is gebou op die Here. Dat ons aan hom sal vashou, dat hy 'n vaste anker is in storms en in kalm water. Hy 'n rots is wat vasstaan, maak nie saak of dit storms of mooi weer is nie. Ons hoop is op die Here gerig. Daardie Here wat vandag, môre en oormôre dieselfde is. 'n hoop wat vasstaan, 'n hoop in die lewende Here. Hoe weet ons dit sal vasstaan? Die Here beloof dit vir ons in sy woord. Daarom hoef ons nie te twyfel nie. Hoop is 'n werklikheid. Daarom kan ons vashou. Hoop maak vir ons, is die pad na die toekoms toe. Dis die tweede pilaar van 'n Christelike lewe. Saam met geloof kry ons hoop. Maar geloof die hier en nou sinvol maak, gee hoop vir ons 'n sinvolle toekoms. Het ons die hoop gehad? Ja, hierdie hoop soos dit beskryf word in die Bybel, het hy gehad. Was sy lewe 'n voorbeeld daarvan. Maar hierdie eerste 2 pilare kom van die Here af, sê iets van ons Christelike leefwyse, ons verhouding met die Here. En dan kom ons by die derde van hierdie belangrike punte wat wanneer daar oor die liefde gepraat word. Maar hierdie derde een is die heel belangrikste. Naamlik liefde. Nou die liefde wat ons as gelowiges sekerlik die beste ken, is natuurlik dat God ons liefhet. God is self liefde. Maar in 1 Korintiërs gaan dit nie oor hierdie liefde van God vir ons nie, maar gaan dit in die eerste plek oor ons liefde vir mense daar buitekant, ons medemens, ons geliefdes, familie, vriende. Ja, liefde, ons verhouding met mekaar, dis die grootste en die belangrikste. Dit is miskien die grootste verrassing wat 'n mens kry in hierdie gedeelte, dat hierdie liefde wat hier beskryf word, gaan eintlik oor ons liefde vir ander mense, ons
verhoudingsliefde. Die Bybel sê vanmôre vir ons, sonder hierdie liefde is jy 'n klinkende metaal, 'n galmende simbaal, 'n hol geraas wat niks inhoud of betekenis het nie. Maar dan word hierdie liefde vir ons beskryf en die rede daarvoor, geen mens word nie hierdie liefde gebore in sy hart nie. Hy vermoed daartoe, maar hy moet dit nog ontwikkel. Hy moet 'n keuse maak daarvoor. Daar raak die Bybel ons baie mooi, dat hierdie keuse vir liefde, wat eintlik 'n groeiproses is. Hoe sê vir ons, hoe lyk hierdie liefde? Is geduldig en vriendelik, en is nie afgunstig nie, en is nie grootpraterig nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie eie belang nie. Is nie lig geraak nie, word nie gou kwaad nie, hou nie boek van die kwaad nie. Glo en hoop alles. Dis hoe hierdie liefde lyk. Is 'n bepaalde lewenstyl. Geloof en hoop, verhouding met God, liefde, volgens 1 Korintiërs 13, ons verhouding met ons naaste. Dit is die lewenstyl wat in 1 Korintiërs vir ons voorgehou word, daaruit sien. 'n lewenstyl waar liefde die belangrikste is. Want hoe kan ek in 'n verhouding met die Here staan? Hoe kan ek in 'n verhouding met my medemens staan? As ek nie liefde het? Geliefdes, het oom Johnny die liefde gehad? Ag, ek het hoeveel keer in hierdie tyd en van tevore dit self ervaar, gesien, getuig sy mense daarvan. Dit is so ietsie van wat sigbaar geword het, van hoe die Here geleef het, hy wat vir ons 'n volmaakte voorbeeld was, van hoe hierdie liefde, hierdie verhouding met God en medemens uitgeleef word. Daardie verhaal is vir ons opgeteken op verskeie plekke in die Bybel. Die grootste daarvan is die liefde. Wanneer ons hierdie liefde ervaar, dan ervaar ons iets van die volmaakte wat ons eendag sal ervaar, wanneer ons plek by die Hemelse Vader gaan inneem. En dit is vir ons troos vandag. 'n verdere troos is, geliefdes, in die 8ste vers van 1 Korintiërs 13 staan daar, die liefde vergaan nie. Hierdie liefde wat God het, sy kinders, hou nie op bestaan, wanneer ons vanmôre hierdie belangrike geleentheid vier. Die God se liefde gaan oor in 'n volmaakte vir hulle wat met ons vooruit gaan. Dit is ons troos, ons gun, wat hierdie broer, dat hy daardie volmaakte liefde van die Here kan ervaar. Ek het nog nie in daai punt gekom om 'n antwoord klinkklaar te gee. Maar hoekom ek dit ons nie gesê ons moet by die geleentheid oor liefde praat, in Korintiërs 13. Sou dit wees dat hy wou gehad het dat ons vanmôre oor sy mooi lewens praat, om te sê hoe mooi sy Christelike lewe was? Nee, daarvoor was Johnny 'n nederige mens. Hy het met sy prestasies en sy suksesse
het hy nooit geloop en daarmee op sy mou nie. Hy het hierdie gedeelte, teksgedeelte gekies sodat u en ek miskien vandag weer moet dink wanneer ons by hierdie enigste punt in ons lewe kom, wanneer ander mense ook van ons gaan afskeid neem. Sal daar vir u en vir my van u en van my dalk iets gesê kan word dat ons hierdie liefde, geloof en hoop van 1 Korintiërs uitgeloof. Broers en susters, ons gaan vandag met liefde uit hierdie byeenkoms uit mekaar uitgaan. Ons kan die toekoms met hoop ingaan. Ons kan aan die Here vashou, want hierdie liefde weet ons en die Here vir ons gegee. Dit miskien so 'n laaste boodskap van Johnny, 'n versterking van sy mense wat agtergebly het, wat hom geweldig gaan is, hartseer gaan wees. Ja, ek dink dit is 'n uitstekende teksgedeelte wat Johnny gekies het vir hierdie geleentheid. Liefdes, terwyl ons so sit, kom ons word weer stil gebed voor die Here. Here, ons Here, baie dankie vir hierdie liefde. U liefde vir ons, maar dat ons U ook in lief het, en daarmee saam ons naaste, mense wat naby aan ons is. Here, kom droog U vanmôre die trane af. Trane wat daarvan getuig dat daar liefde was. Want elke traan getuig daarvan dat hierdie liefde ondervind is. Toe ook Johnny nog met sy mense in ons gemeenskap, by ons in die kerk was. Dankie vir daardie voorbeeld. Here, ons wil U dank vanmôre vir 'n lewe, 'n navolgingswaardige voorbeeld wat geleef is, getuig het van liefde. 'n huwelik van 62 jaar wat getuig het van liefde. Gesin wat groot geword het en gegroei het om hulle eie gesinne te hê, getuienis van liefde. Help ons en lei ons, Here, dat ons hierdie liefde saam met ons sal uitneem vanmôre. Here, is nie maklik om afskeid te neem nie, maar dankie dat ons die versekering het dat U by ons is. Ek bid vir die res van die verrigtinge. Ek bid daarvoor, Here, dat wanneer hierdie familie ook by mekaar is vandag, dat hulle mekaar sal versterk, sal bystaan, sal onderskraag en bemoedig. Dankie, Here, vir elkeen wat in hierdie onmiddellike tyd juis dit gedoen het. Mag elkeen ook daarmee voortgaan vir die pad wat voor lê. Ons wil U by hierdie geleentheid loof en prys. Ja, Here, al is ons harte seer, al loop daar trane oor ons wange, aan U om die eer en die verheerliking toe. Seën ons saam wees hier, in Christus naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons sing, of nee, kom ons luister na die laaste lied, die oorwinningslied, wat aansluit by dit wat ek ook in my gebed genoem het, dat ons die Here loof en prys te midde van ons hartseer, van ons volg die woorde
in hierdie gedeelte. Kom ons staan vir hierdie lied en dan luister ons en volg dit in die pamflet. Kom ons staan.
toe ek gevra was om die bedankings te doen, met die lys ook sien natuurlijk. Die persone te dank, was my onmiddellike reaksie dat so, maar ek gaan hier gaan sit, so ek hoop julle almal is gemaklik. Ek begin met die belangrikste dank. My liefling, ons pa, ons broer, ons opa Johnny, ons vriend. Dankie vir die invloed wat jy op soveel mense se lewens het. Dankie vir die pa wat jy vir ons is. Dankie vir die oupa wat jy vir ons kinders is. Dankie vir die vriend wat ons in jou het. Dankie vir die lewensmaat. Spesiale dank aan ons ma Martha, wat altyd getrou aan ons se lewe was, sy was, en bygestaan het ongeag die uur of tyd van sy siekte. Dankie aan ou Andre, wat die kus kan maak, een van ons se laaste wense. So ook skoonsis Zerla, wat dan bygesit het oor het so bedacht. Ons suster Elise het pa en ma onwilsigtig bygestaan in die laaste tyd. Fani, dankie dat jy Elise ondersteun het in die tyd, wat sy nie weer kon wees nie. En die op en af van die internetbankdienste. Ons broer Pieter, vir die oggendteetjies voor werk, en skoonsis Leolinda, met die redings, wat altijd nie kon bykom. Die jongste tweede Maai, en Madeleine vir 15 jaar van daar wees, met groot opofferings vir al die laaste tyd. Vir die kleinkinders, julle briefies, julle soene, julle drukkies, oproepe, kuiertjies oor al die jare was en is nog altyd spesiaal. Om baie mense aangeraak, 'n groot skare mense. Mense van naby en mense van ver. So dis 'n paar mense wat by die familie van afval uitsonder. Dominique Piet vir die besoeker en gebede wat ook die gedenkdienst waarneem. Angela, Sandy en Scott vir al kerkreëlings. Nesta vir die orgelis. Bergie de Klerk vir die videoopname en die regstreekse uitsending. Ek neem aan dit is so. Andre en Karel van Martens Begrafnisdienste vir die behartiging van die gedenkdienst en adorerings. Ons dank ook aan Dr. Reels van Heerden vir alles wat hy vir ons pa gedoen het. Piet Potgieter Ouwendhuis wat ons pa bygestaan het. Corinus vir die mooi berig in die koerant. Dankie vir elkeen se boodskappe, telefoonoproepe, bronne en vandag se verteenwoordigheid om die laaste eer aan pa Johnny te betoon. Dankie vir die verstaan vir almal wat graag hier sou wou wees, maar as gevolg van heilige regulasies nie kon nie. En dat ook natuurlijk na die uitsending kyk. Ons weet julle is het gees met ons hier vandag. Almal se ondersteuning en bemoedigende woorde in die hartseer tyd word opreg waardeer. Alhoewel ek ook so 10 plus bladsy van bedankings het, is ongelukkig ingeperk by die kerk met 'n paar minute. So ek wil net aan almal wie se name nie genoem is nie, vir julle baie dankie sê vir die aandeel in pa se lewe. Dankie. Miskien so laaste bedanking, en dit is vir jou wat jy bedankings gedoen het namens die familie, nie 'n maklike taak nie. Ek gaan dit nou so reël dat ek die draers se name gaan uitlees, hulle wat reeds betrokke was met die indra van die kus in die kerk in, maar dan ook hulle wat die kus weer gaan uitdra. Wanneer ek daardie draers se name gaan lees, wat die kus gaan uitdra, vra dat u na vore sal kom, en dan gaan ons die kus uitdra in die motor plaas. U sal daar geleentheid kry om dan finaal afskeid te neem. Ek die holte blyk. Goed, baie dankie. Miskien
design. Kom ek maak die reëlings klaar, dan gaan ons na die Hildeblyk luister, ek is baie jammer daarvoor. Dan wanneer ons die kus in die voertuig geplaas het, sal die geleentheid kry om dan die finale afskeid te neem deur 'n blombaartjie te plaas op die kus binne in die motor, en dan gaan ons finaal afskeid neem wanneer ons kyk hoe die voertuig dan ook gaan vertrek. Maar kom ons gee dan eers geleentheid vir die Hildeblyk, Jackie Strachan, klein seun, kan jy asseblief na vore kom. Ek vra jou verskoning dat ek dit nou misgekyk het daar. Kom gerus hier na vore toe. Dankie. Ek lees graag die Hildeblyk aan Oupa Johnny van sy familie. C.J. Langehoven het in sy gedig Waardes en Waagmoed die volgende geskryf. Gee my 'n man wat sê wat waar is, as die duiwel daar is, wat doen wat reg is, as die regter weg is, wat trou by sy gewete bly, as hy straf in plaas van beloning kry. Daardie man wat C.J. Langehoven beskryf, was Johnny van der Kolk. Ons man, ons pa, oupa en oupa groot. Hy is gebore in 1936 in Johannesburg, een van 'n familie van 6 kinders. En van jongs af was hierdie familie van oupa Johnny baie belangrik. Sy verhoudings met sy broers en susters getuig daarvan. Reeds op die laerskool het oupa Johnny 'n jong mooi viljoen raak gesien. En reeds op hierdie jong ouderdom het oupa besluit dat hy vir die res van sy lewe vir ouma Martha gaan koester. Dat hy gaan koester, gaan liefhê en op die hande dra. Dit is verhaal wat beslis ons kleinkinders se heel gunsteling sprokiesverhaal is, het uitgeloop op 21/6/61 huweliksherdenking, 4 kinders, 11 kleinkinders en 'n hele troos agterkleinkinders. In sy lewe was oupa altyd 'n uitstekende voorbeeld van hoe 'n Christelike lewe moet lyk. Behalwe vir 'n groot dors na regverdigheid en geregtigheid, sy liefde vir die natuur en sy medemens, het oupa ook sy liggaam as 'n tempel van die Here hanteer. Sy strewe na gesondheid het uiteindelik na Springbokklere in Boks gelei, en hy het op die ou in 1954 'n goue medalje by die Rijksspelen verkoop. Maar hieroor was oupa Johnny baie nederig. Jy het hiervan net gehoor as iemand anders daaroor vertel het, en jy kon net meer uitvind as jy ons peper met vra. Oupa was baie hardwerkend, en met sy hande kon hy baie van maak. As 'n jong man het hy homself as 'n motorwerktuigkundige gekwalifiseer en vir jare dit geoefen as 'n beroep. In Johannesburg en tot in Pietersburg, totdat hy afgetree in 1994. Hierna het oupa groot sukses bereik toe hy gebore het. Op die plaas Kierie-Klapper is baie nakies geskil, avokados en arbeid geëet, en is daar in die rivier lekker biljart. Oupa het selfs 'n waghonde gehad wat gereeld met die kleinkinders afgewerk het. Toe oupa en ouma na Potties verhuis, wat hy tot nou toe sy huis genoem het. Hier het hy 'n onbaatsigtelike bydrae tot sy omgewing en sy gemeenskap gelewer. Deur betrokke te raak by vele liefdadigheidsorganisasies, die kerk
en op ander instansies. Enige iemand wat oor sy pad gekom het al klein Bybel ontvang. En op daai manier het hy met die klein Bybels die groot boodskap verstaan. Papa Johnny, van jou gaan ons baie dinge onthou. Maar die goed wat uitstaan, is oupa se oop hand, altyd reg om almal te help. Oupa se hande kon raakvat as dit moet, veral met meisters. Maar sy hande kon ook oopmaak wanneer ander mense aanraking nodig gehad het. Oupa het gesels en dan het mense geluister. Oupa het altyd ander mense gestel en nooit gekla. Selfs toe oupa baie siek word, was ander soene volgens hom groter as syne. Ouma se behoeftes het altyd eers gekom. Daarna kon enige behoefte beantwoord. Hulle sou nooit met die ander weggeloop het. Niks as wat oupa te veel moet het. Oupa het 'n vol lewe gehad. Daarvan kan ons elkeen getuig. En al oupie se wense het waar geword. Oupa se liefde vir diere en die natuur is stadsbaar. Veral in elke optelpunt wat in al in van 'n kolfhuis liefde gevind het. Oupa het ons iets van eenvoud geleer. 'n Koppie swart koffie, 'n snybrood en konfyt was altyd die kersie op die voet. Oupa se aardse plek is nou leeg. En al loop die verlange reeds nie, loop die goeie onthou en goeie herinnering baie diep. Ons almal sal oupa nie vergeet nie, en ons almal sal vir oupa altyd lief hê. Dankie. Ja, Jackie, ook baie dankie vir hierdie pragtige blyk. Ek gaan nou die name lees van die draers. Ek vra dat die na vore sal kom. Die draers wat reeds opgetree het, is André van der Kolf seun, Hein van der Kolf seun, Fanny Pieter van der Kolf seun, Fanny de Lange skoonseun, Jan van der Kolf kleinseun, Martin van der Kolf kleinseun. Die draers wat nou gaan optree om die kus uit te dra, is André van der Kolf, Hein van der Kolf, Pieter van der Kolf, almal seuns, Fanny de Lange skoonseun, en die kleinseuns, Bertie de Lange en John van der Kolf. Kom staan almal, en wanneer die kus uitbeweeg, dan gee ons die familie geleentheid, die reg van die kus te loop,